Dit is Woensdag en as die week vir jou nog lank vooruit lê, is jy op die regte plek want ons bring vir jou 'n klein wegbreek in die middel van jou week. Hallo en welkom by Klets Kompas. Ek is Irene Marie van der Walt en vandag bring ons, soos wat ek vir jou gesê het, 'n wegbreek in die middel van jou week, lekker in die suide gaan kuier. Maar vir eers gesels ek en Francois Steinberg oor die nuus in Môre se Republikein en vir nou gaan kyk jy na die nuutste inskrywings in Republikein se kiekie kompetisie. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Met die golwe van ons Francois Steinberg saam met my in die Klets Kompas ateljee. Francois, hoe gaan dit? Dit is klein Saterdag, het gaan baie goed. En jy wat daar van die kus afkom, van Swakopmund. Ja, ek hoor my heimat is op die voorblad. Ja, heimat is op die voorblad môre. Gewoonlik vir goeie redes. Ja, dit is, ek weet nie of dit goeie of slegte nuus is vir die Swakopmunders nie, want raai wat, daar word beplan dat jy 'n wolkekrabber kry. 'n Wolkekrabber by Namibiese definisie. Kom ons, dis nou nog nie New York se concrete jungle nie. Ek wil net vir sê, dit is 40 meter hoog en 11 verdiepings. So ek weet nie of dit hoor is Orongo Sement se toring daar tussen Otavi en Otjiwarongo is nie, want dit is die hoogste gebou in Namibië. Ja, Francois, in die vlak staan, nie in Windhoek die hoofstad nie. Francois, ons is in die besigheid van feite. Ek dink ons gaan maar 'n tape measure moet vat en gaan meet. Wel, ek dink dis nog steeds nie soos daar by 101 waar ek was of Burj Khalifa, ja, so, nee, dit is, ons praat ook nou nie in daai, in Dubai terme nie. Nee. Ja, maar nou is daar, daar is 9 besware teen hierdie gebou. Dit gaan 'n hotel wees en daar gaan ook verblyfeenhede wees. So, ja, die groot probleem is, dit is aan die rand van die bewaringsgebied. So, jy kan vir jou daar 'n heerlike woonstel, so daar heel bo daar koop, as jy nou vanaf 1.71 miljoen het, dan kan jy nou daar oor die pragtige Namakwoestyn se duine uitkyk en die see, en of jy kan nou bietjie luukser gaan of jou luukse suite kry, en as jy familie is, kan jy familiesuite kry teen 2,75 miljoen, hoe klink daai vir jou, Irene? Dit klink vir my asof hulle Mamdani se pirateer tax moet begin betaal. Daar's 9 eenhede daar, dit is 'n hotel ook, ja, want natuurlik is Swakopmund jou lieflike tuisdorp, is mos nou die groot toerisme dorp, en jy doen alle avontuuraktiwiteite daar. Ek dink ek sal liewer daar uit 'n vliegtuig uitspring, en dan nou so. Nee, weet jy wat is panoramiese uitsig wil sien as wat ek nou. Weet jy wat is die grootste avontuur op Swakopmund? Romeis eet. Nee. Calamari eet. Nee. Gaan sonder jou selfoon Desert Tavern toe op 'n Saterdag aand. Veral in Desember, jy gaan mense daar raakloop. Ja, daar's karakters daar. Dit is die grootste avontuur wat jy kan. En dit lyk vir my hierdie hotel, hy gaan daar, ek glo daar by Riverside wees. So hy sal daar waar die fancy mense se huise is. So hy sal redelik naby aan die bure klaar, dat nou, dis bure wat die besware ingedien het. Dis bure wat ook aan die grens van die bewaringsgebied bly. Ja. Wat klaar. Maar nou gaan ons nou van 'n wolkekrabber, nou gaan ons bietjie noorde toe. Daarna 'n skool op Ondangwa wat vernoem is na die vryheidsheld Andimba Toivu. Ek meen regtig een van die groot helde in hierdie land, wat op Robben Island was, en daar is 'n skool na hom vernoem. Die skool is eintlik al in die 70's gebou. Nou gaan kyk gerus môre in Republikein, hoe lyk daai skool?
En kyk wat gebeur as daar nie instandhouding plaasvind nie. As ek nou 'n oud leerling van daai skool was en ek gaan besoek nou weer na al die jare my ou skool, dan sal ek regtig in trane uitbars. Ek meen, ek kyk na my ou alma mater wat oor die 100 jaar oud is, Windhoek Hoërskool, en dis vir my nog steeds, met trots gaan ek soontoe en wow, dit is, lyk nog pragtig, dit lyk nog mooier as toe ek daar op skool was, daar's ontwikkeling, maar hier is alles nou net een verskriklike verval, maar dit word daarom opgeknap, teen 50 miljoen. Ja, maar vir my is die hartseer, dit word vernoem na Oluno sekondêre skool. Hoekom? Jy het hierdie vryheidsheld gehad, na wie dit vernoem was. Hoekom maar nou ek moet ook sê, as jy 'n vryheidsheld was, Françoise, en jou naam was op 'n skool wat so gelyk het. Ja, dan wil jy ook seker nie daar jou naam daar hê. Maar nou dat hulle dit opknap, nou wil hulle dit vernoem, maar toe dit verlate en vervalle was in gelykheid soos wat dit gelyk het, toe is ons trots om te sê dis aan Dimba Toivola. Maar dit is mos nou, jy moet juist daai held na wie jy daai skool vernoem het, vereer deur dit netjies te hou. Maar kom ons gaan kom ons stap nou af van ou geboue en plekke wat nie in stand gehou word nie. En ons gaan nou af van geboue af na lekker mense toe, ons eie mense. Irene, jy het 'n fantastiese fokusartikel geskryf oor Bion de Kok. Ek het ook jare gelede het ek oor hom geskryf en ek voel julle het baie in gemeen, want hy kom ook daar uit die Namib-woestyn uit, hy het daar groot geword, eintlik by die hardap besproeiingsskema en toe sy Henties Baai toe, so julle is so bure, net so klip gooi van jou af, en julle is albei petrolkoppe. Vertel ons van Bion. So Bion de Kok het onlangs, jy sal dit ken as overlanding, die mooi Republikein Afrikaans wat nou oorland reis. Maar hy het geoverland van München in Duitsland waar hy woon, al die pad Marokko toe. Vir wie hy, in Duitsland het hy gewerk vir Porsche, hy het foto's en video's van Porsche, en dit is waaroor ek die vorige keer geskryf het, dit is waar ek my storie vandaan gekom het, en toe ek nou hoor by sy suster, die bekende skrywer en oud-joernalis van die Republikein, Anoushka von Meck. Ek het haar eendag gebel hier in komkommerd, toe sê ek, Anoushka, het jy nie weer 'n boek nie? Kan ons sê asseblief? Anoushka, wat maak jy dis daar? Boekresensie nie. Het jy soos buitengewoon hard genies onlangs wat ons oor kan skryf? So Anoushka, was daar nie weer onlangs 'n resensie van Twa die? Ja. Die tydloop. Sy nee, die boek het mos verlede jaar al uitgekom, toe dink ek ja. Toe sê sy, maar weet jy wat my boetie Bion? Hy het in 'n ou Mercedes sonder verkoeling in 1990 het hy nou in die Sahara gaan rondry, in die Sahara van die Namib-woestyn na die Sahara-woestyn. Toe sê ek, daar sê ek weet wie hierdie storie moet kry. Ek toe sê ek vir haar, ek gee hierdie storie vir iemand wat vuur en vlam is oor karre en oor wedrenne en oor rallies, en haar naam is Irene Marie van der Walt. Ja, so, toe praat jy en Bion. En wat sê hy hier oor die stof? Ja, dit was eintlik vir my so mooi, en dis my so elke Namibier wat hou van die buitelewe en hou van kamp. Ons hou van kamp in Namibië. En hou van kamp. Sê jy totdat jy gaan kamp. Ek sê ook altyd ek hou nie van kamp nie totdat ek gaan kamp. Dan sit ek altyd daar, dan ek dink ek het te veel gekamp. Ja, hierdie is nou lekker, man. Jy weet, Irene, ek het te veel maar gekamp. hy som dit my so mooi op. Ons almal ken hierdie oomblik, jy weet wat hy sê, jy weet, jou hare is nie gekam nie, jy het daar laas gestort, en ek het dit nou nie in die storie geskryf nie, maar wat hy vir my gesê het, so ek wil nie eers weet hoe het ons geryk in daai stadium nie, maar hy sê dit so mooi, dit was stil en dit was suiwer, jy weet, en ons almal ken daai oomblik, en hy praat nou so mooi in hierdie storie oor mense paspoort na avontuur, en hy sê hierdie Mercedes FW148 was toe nou sy paspoort na avontuur, hy is in 1990 gemaak, ons 'n baie groot verskil tussen dies wat in 1990 gemaak het en die wat vroeër gemaak is, in 1990 maak, en hy sê toe nou, hierdie was sy paspoort na avontuur, en vir almal lyk dit anders, en is dit anders, hoe jy daar kom, maar hy sê dis iets wat ons
amper dieselfde ervaar, jy weet wat avontuur is. Dis waar ek ook een ding wat ek met Beyond deel is dat hy lief is vir reis en ek was in Marokko en ek weet hoe warm is dit daar, maar dit is 'n fantastiese land. Ek was nie in die Sahara nie, so daar het ek nogal ek vond hoe dit gevoel om in die Sahara te wees. Dit was want baie mense het al vir my gesê, dis nie so 'n woestyn soos die Namib woestyn wat 'n lewende woestyn is nie. Julle woestyn is 'n lewende woestyn, waar die Sahara is nie. Die Sahara is dood. Maar nog steeds, dit is ek sal enige dag weer terug gaan Marokko toe. Dit is een van die lande met die lekkerste kos. Die lekkerste kos. En ek kan nie dink hoe dit moes wees om met daai kulture daar om met daai mense te gesels terwyl jy nou in daai woestyn is, waar ek nou net weer, ek was in Casablanca en Rabat, net by die stedelinge. So, nee, shame, arme Beyond sê hy, dit is ook nou nie in die storie nie, maar ons het vir lank gesels en ons het so lekker gesels, is regtig, hier is 'n Namibier, man. Hy is nie opgepiep nie, hy is plat op die aarde, doodgewone mens, ons het so lekker gesels. En toe sê hy vir my, nee, hy het mos nog gedink, hy's woestyn aangepas, hy's 'n Namibier, ons is die woestyn gewoond, ons is die hitte gewoond, ons is alles gewoond. So hy is mos nou 'n woestyn aangepaste mens, maar ja, hy het ook later gesê, nee, weer eens iets wat hy baie mooi gestel het, die woestyn het homself in die kar ingenooi. Maar daai Sahara weet ek, het daai moessonwinde, wat iets verskriklik is. Dit gaan mos oor tot, ek weet ek het dit, jy sien die stof in Ghana, toe ek in Ghana was, dan lê daai stof so op die bome, wat uit die, ja, so ek hoop nie hy. Ek dink nie Beyond is daar jy dit betref nie. Ja, nee, maar Beyond regtig net 'n baie mooi storie. Hy het ook voorheen geskryf vir die werk wat hy vir Porsche in Duitsland doen. En hoe dit, hy het ook bietjie vir my daarvan vertel hoe hy keer op keer na hulle toe gegaan het en gesê, gee my net 'n kar vir een dag, net vir een dag. En hy sê hy het amper 'n jaar gewag voordat hulle toe nou uiteindelik vir hom sê, okay, fine, van die kar. En Anoushka het vir sy fotografie kursus in Kaapstad betaal vir sy eerste fotografie kursus en vanaf dit is wat vir my so wonderlik is. Dis hierdie ouetjie van Namibië wat mal was oor karre en ons het mos almal vroeg, wel ek kon kar bestuur voor ek skool toe is en in my ou storie ook, ek het dit nou weer in joune ingebou, hoe hy pypkar gery het, daar by Leonardville. Ja, nee, dit is absoluut. En hoe hy Kaap toe is en op die ouend in Duitsland, en ek weet vir Porsche. Ja, maar dis passie en ambisie, is vir my daai twee draadjies wat al vir Beyond de Kok aan mekaar sit. Jy weet, voel ek is, hy's uit en uit, jy kan sien, hy's passievol oor wat hy doen, en dis daai ambisie wat hom gevat het, tot by Kaapstad, tot by Duitsland, tot by, jy weet, gee my net 'n kar, net vir een dag, en 'n jaar lank aanhou met, gee my net 'n kar vir 'n dag. So Irene, kom ek en jy klim in 'n kar en dan vat ons 'n ou lekker plesier, 'n sloertoer iewers heen. Nee, as dit van my afhang, vra ons vir Beyond vir 'n Porsche, dan doen ons alles behalwe sloer. Nee, ons sal jaag. Maar Francois, ons gaan sloertoer nou met ons kykers al die pad syde toe. Dankie dat jy by ons was. Baie dankie. Ons gaan maak nou 'n draai by die weerkantoor. Ons gaan maak nou 'n draai by die weerkantoor. 'n Sonnige dag môre in die sentrale dele as ook in die noorde met 'n minimum van 10 grade Celsius en 'n maksimum van 24 vir Windhoek. In die ooste 'n sonnige dag op Gowabis met 'n minimum van 10 grade Celsius en 'n maksimum van 26 en op Rundu 'n minimum van 10 en 'n maksimum van 30 grade Celsius. 'n Sonnige dag ook aan die kus, maar gedeeltelik bewolk oor dele van die suide met 'n minimum van 14 grade Celsius en 'n maksimum van 19 grade Celsius vir Swakopmund. Gedeeltelik bewolk soos wat ek gesê het op Oranjemund met 'n minimum van 15 grade Celsius en 'n maksimum van 27, maar ook sonnig op Reebot met 'n minimum van 10 grade Celsius en 'n maksimum van 26. Ons gaan maak nou 'n syde draai by die Flying Ostrich Guesthouse met Enjoy Travel. Hierdie is my gunsteling deel van die episode. Dit is waar ons vir Flying Ostrich bietjie beter gaan leer ken. So, ek sit saam met die bestuurder Oom Koos. Oom Koos, baie dankie dat ons vandag by julle kan kuier. Plesier. Kan oom asseblief vir my 'n bietjie van 'n geskiedenis gee van Flying Ostrich, die naam en wanneer julle begin het?
Ja, wel, as jy nou heel voor moet begin, dan moet ons in begin van die Volkshuisplaas begin, toe dit begin is in 1989 in die omgewing, maar dit is te ver terug. Om te fast forward nou, of vanaf vorentoe te vat, het ek hier by Flying Ostrich op daai stadium, was die naam Kyk Kanagap. Oost, het ek aangekom die 2 Januarie 2016, saam met nog van my ander kollegas ook. En ons het in werklikheid nie 'n plan gehad, wat presies gaan ons hier wil doen nie, of waarheen, watter rigting wil ons graag met die plek gaan nie. Ons het baie gedagtes gehad, maar nooit spesifiek iets vasgemaak waarheen ons op pad is nie. Okay. En ja, en ons het nou maar die plekke uitverhuur aan privaat mense en so voort, en toe het die besturende direkteur van die maatskappy, Mr. Amani de Tooy, was toe in Lusaka toe vir 'n skaakkompetisie met sy kinders. En toe dit was hier in die middel van 2022, toe hy terugkom met Lusaka, het hy vir my gebel en gesê dat sy gedagte is, en ek dink hy het dit ook met die res van die familie bespreek, dat hy wil graag die plek in die rigting van 'n gastehuis wil vat. Wat toe gebeur het, en die ding het redelik vinnig momentum gekry toe van 2022 af, want ons het die eerste kamer dat ons, of die huis daar aan die agterkant dat ons verhuur in Oktober 2022 het ons reeds begin met die verhuuring van dit. Maar in dieselfde tyd het ons ook toe die program aan die wiele aan die rol gekry om die huise te ontwikkel, hierdie was 'n stoorkamer. Dit was die broeistasie gewees in die Volkshuistyd. Hier was eiers uitgebroei, hier so aan die agterkant is dit verpak, en stoorkamers aan die agterkant. So dit was toe ons moes dit stelselmatig omswaai van omdraai van 'n tipe stoorkamer of wat dit uiteindelik die doel was, en veranderings gedoen en die huise verander, en ons het al meer akkommodasie tot ons beskikking gehad, en so het ons gegroei in terme van die geboue en geriewe, en ook ons gaste totaal. Ek kan onthou dat in die begin in Oktober en November, as ons die dag $10,000 gemaak het die maand, dan was ons baie happy, ons soort van dat ons gedink ons is besig om iets te bereik. En dit was baie man. Ja. Byvoorbeeld die eetsaal was ingewy deur 'n groep Italianers, hulle was 15 mense, hulle was hier in Sondag, wat dit was die eerste keer wat hulle die geëet het daar, en daai geriefnade nou opgegradeer is na ete toe. 2022, jy hoor, ons was eers bekend gewees as Kyk Kanagap Ost, en toe by maand laas jaar was daar besluit om daar maar om nou 'n unieke naam vir ons plek te gee, maar wat nie sal bots met enige ander lodges in die omgewing of in die land nie. En ek dink dit is ek gee nou vir Mani de Tooy die krediet dat hy die man was wat voor 'n dag gekom het met die Flying Ostrich naam. Daarna het gekom die Palmrest of Padstal en so aan. So wat dit is uit nou 'n paar name baie gekry, maar die feit van die saak is net dat hy het omgedraai van Kyk Kanagap Ost na Flying Ostrich toe, wat almal jy kan sê amper die moedermaatskappy nou, of die moedergedeelte van die goed is. Ja. Maar dit is baie, soos ons sê, dit is 'n unieke naam, maar dit is tog ook gevestig in die plaas se geskiedenis. Ja, in die geskiedenis, ja. Gedeeltelik probeer hulle die geskiedenis vasvang. Natuurlik. En ja, dit is waar ons vir daar staan, maar so ek sê is dat ons het geweldig baie moes insit om die grasperke goed reg te kry. Dit is ongelooflik mooi. Dit is regtig soos 'n stukkie oase. Die swembad was nooit hier in die ou tyd nie. Dit is iets dit was 'n nuwe projek daar gewees. Ek was nie baie beïndruk met die swembad situasie nie, want omdat daar's baie
onderhoud aan verbonden. Natuurlijk. Of je moet ook netjies en zo voort. Yes. Maar ik moet sê dit was die swembad is 'n wenner in die opsig is dat in somertyd wanneer jou gaste oorkom van byvoorbeeld uit Europa uit en so aan en dit is as dit in die somertyd en dit is baie warm, is dit die eerste plek waar die mense besoek na het hulle afgepak het. 100%. So ja, die swembad is 'n wenner en dit is ek dink dit dra baie daartoe by tot ons sukses, ja. As 'n gas kan ek sê ek is baie dankbaar vir die swembad. Ek meen, Ja. vandag was regtig baie warm geweest en dis regtig 'n verskriklike mooi swembad en dit is 'n mooi area. Ek hou Ja. van hoe hulle dit uitgelê het. Ja. Jy kan bietjie ontspan, alles. As jy hom gesien het, die plek daar waar dit is, as jy gesien het, dit was amper 'n modderpoel. Jy weet, Okay. Mariental is mos nou maar nie of hier omgewing is maar bekend vir hulle sout areas en so voort. Maar dit is daar's die eindproduk is vir my nogal ook ek kan dit ook geniet, ja. Dit is besonder, yes. Kan oom asseblief ook vir my vertel watse tipe verblyf het julle by Flying Ostrich? Die verblyf is ons het die om mee te begin, ons het die eenhede wat family units is wat ons noem familie eenhede. Yes. Wat 'n gesin kan akkommodeer. So ons het 3 van hulle, eintlik ja, 3. Hy's 4, 3B en 1B. Ons is besig om binnekort om daai gebou in die agterkant ook te omskep waar daar familie-eenhede is en waar daar ook enkelkamers, maar die res van die kamers, ons het 'n parapleegeenheid reg aan die agterkant, in die agterkant is 'n ten volle toegeruste parapleegeenheid. Maar die res is, jy weet, as jy wil vra vir hoeveelhede, moet ek nou sit 'n tel van nog iets dan. Met ek nou sit te tel, maar as ek sê, ons het hier bijvoorbeeld, dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eenhede, enkel eenhede, Okay. wat twee mense kan akkommodeer, ja. Alhoewel ons bijvoorbeeld die parapleeg of al die plekke, as dit 'n goeie ruimte is, wat is 'n sleeper couch, om te in te help waar 'n man en vrou is. Ek het gesien van die eenhede het groot sleeper couches. Dit is verskriklik mooi. Ja, kyk die byvoorbeeld die 3D ons parapleegeenheid is van so 'n aard dat as jy mense kom wat kleiner kinders by hulle het, dan kan hulle die eenheid bespreek. Okay. En dan kan hulle die sleeper couch gebruik vir die kinders om op te slaap. Natuurlijk. Daar's genoegsame geriewe, daar's genoegsame. Ek weet nie of jy daar hierdie of die wat jy dink van die kamers se uitlig en die toere of hoe dit lyk binne. Ons het wat hulle noem 'n apartment, maar dit is groter as my huis. So dit is 'n regtig verskriklik, maar die kamers is ruim, dis groot. Die huise is ook baie verwelkomend. Ek meen ons is in 'n eenheid wat 'n binnebraai het. Die kombuis is groot, ons 'n groot leefarea, ons het 3 slaapkamers. Ja. So dit is regtig verskriklik mooi. En hulle het vir ons die 4 slaapkamer huis ook gewys. Weereens stunning groot kamers en dis waar ons ook een van die sleeper couches gesien het. So Dis korrek. al is dit 'n 4 slaapkamerhuis kan 10 mense baie gemaklik daar binne bly. So nee, ons het gesien dit is regtig baie goed uitgerus en toegerus. Nee, dit is so en dan alhoewel dat finansiëel seker maar duur is, dink ek, is Die kwaliteit wat jy bied is definitief daar. So ek dink nie enigiemand kan eintlik kla oor die prys as hulle eers gesien het dit wat hulle kry nie. korrek. So Dat is ook sê is dat wat daar is finansiëel 'n bydrae gelewer om die toerusting presies. op jy weet op 'n goeie standaard te hê. Nee, 100%. Mense kan dit sien. Ja. Dit bring ons aan die einde van vandag se episode. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, jy kan Klets Kompas elke maandag tot donderdag om 8uur sien op Netwerk Televisie DStv kanaal 285 en GoTV kanaal 25, asook oneup2.com. Maar tot môre van my, Irene Marie van der Walt en die Klets Kompas span. Is dit mooi bly.